Ons het soontoe gegaan. Ok, ek is so ver en ek hou van die gedagte, maar ek moet 'n paar goed verander. Nommer 1, hierso moet hy meer ingaan. En nommer 2, die toue moet langer. So ek gaan met los trek, van vooraf begin. Hallo, my naam is Katinka en hier brei ons. Soos ek laas keer gesê het, ek het agtergekom, ek wil bietjie met mense gesels in my eie taal. En ek wil gesels oor brei. Nou ek weet nie van jou nie, maar brei is die ding wat my hart sommer laat sing. En so, as ek kan sit en besig wees met iets, dan in my hande kan besig bly, dan is ek sommer opgewonde oor die lewe. My vriende is op hierdie punt waar, ek was gister in 'n restaurant, en saam met my buurvrou, ek moet julle vertel, okay, so wat het hierdie week gebeur? Baie, ek het gebrei, want dit is wat ons doen hier so, maar, dit is my verjaarsdagweek, en ek weet nie of jy weet nie, maar in Kaapstad, as jy in die Kaap bly, ek dink eintlik is vir almal, want hulle het nêrens gevra of ek 'n bewys het dat ek in die Kaap bly nie. Maar as jy in die Kaap bly, kan jy verniet na 'n klomp goed gaan. So, ek was Dinsdag by die aquarium, saam met 'n vriendin. Dit was so lekker. En dit het my gevat vir middagete na die tyd by Cape Town Fish Market. Ons was by die waterfront. En toe was ek veronderstel om die wiel te gaan doen saam met 'n ander vriendin, maar sy kon toe nie gaan nie. So ek het dit geskiep, maar Vrydag het ons gaan koue swem doen by ons huisie. En die water was so lekker koud. Dit was heerlik. En dit was so toe oulik, daar's hierdie een tannie. En ek sien haar gereeld en ek dink sy het so bietjie Alzheimer's, haar kop werk, maar hy werk nie altyd nie, maar sy is altyd in die water. En daar was 'n ander vrou wat besig was om saam met haar te swem, en die volgende kom die vrou oor en sy sê, luister hier so, asseblief, julle moet haar nou oorvat, ek wil haar nie alleen in die see los nie. Maar sy is oud man, ek dink sy is soos miskien 84 of so, en hier kom die tannie met haar hoed en haar boy wat agter haar aankom, so dat sy nie verdrink nie, en al die ander goed, en sy kom en sy staan, as sy so in die water so tot hier so, sy sê, my name is Eileen. I lean to the right and I lean to the left because sometimes my balance is out. It was so cute. In elk geval, dit is met haar verder geswem. So dit was Vrydag. Saterdag was ek so met my buurvrou, het ons die groot wiel gaan doen by die hawe. Dit was net so lekker, en daarna gaan kaaskoek eet. Ek het gaan 'n bietjie video daarvan insit. So, ek het hierdie week oral in die Kaap gebrei. So, hier's wat ek gebrei het. Ek het aan ander goed ook gewerk, maar ek het bietjie wol gedoen. Soos ek vir julle gesê het, ek is besig om 'n hele skaap skeersel deur te werk en dit te verander in wol. So ek moet dit uitkam, en dan as ek klaar dit uitgekam het, is my mandjie vol. As my mandjie vol is, dan spin ek dit op, en dan sit ek die twee bymekaar wat ek hier gedoen het, en nou moet ek daai afval op die naby, en dan kan ek weer aangaan en verder spin. So ek het wol gekam, en ek het gebrei, en hierdie wol was vir my gegee deur 'n vriendin van my se skoonsister. Sy bly in New Zealand, en dit is, daar's 100 meter op 'n bolletjie, dit is 80% fyn merino, en 20% brush possum. En dis worsted weight, so dit beteken dis basies 4 ply, hierdie is 'n single ply, maar ja, jy brei omtrent met 'n grootte naald, in Suid-Afrika grootte 4 tot 'n 5 mm, en dit word Zilana Heron genoem. En dit is so mooi. Jy kan gaan kyk na hulle wol by zilana.com, en hulle noem dit Softy, Lofty, Durable, Brushtail Possum Blends. En blykbaar is dit Australië, maar ek weet die possums is in New Zealand. So, sy het vir my 3 bolle gestuur. Hierdie was 1 bol, en ek dink van daar af het ek nog 'n bietjie moes bysit. So, hy werk omtrent uit, so dis 50 gram, hierdie is omtrent 65 gram. En wat ek wou doen is, ek wou net 'n klein serpie brei. Nou, ek het nie hare nie, ek het alopecia, so ek weet party mense sal dit oor hulle hare so dra. So ek wou hom so gebrei het vir daai doel. So ek hou van hom so te dra met my baadjie, want dan is dit nie dik agter nie. En ek wil nie altyd groot stukke serpe hê nie. Nou, ek weet nie of julle al op Blouberg se strand was nie, maar op Blouberg se strand, oorkant, daar's 'n koffiewinkeltjie, daar's 'n strandjie met 'n klomp klippies. So,
ek was so geïnspireerd, daar was die een dag was die son so, en het omtrent hierdie kleur gelyk. So ek dink ek gaan hierdie serp noem, Klippies op Blouberg. So dis al die klippietjies wat op die strand lê. En ek dink dit lyk so mooi. Ja, hoe brei jy hom? Jy sit 85 steke op 'n naald. Dan brei jy regs en averegs, 1, 2, 3, 4 rye regs, 4 rye averegs. Dan brei jy kousteek. Dan elke 5de steek brei jy 2 steke saam en jy sit jou wol oor die naald sodat hy nog 'n gaatjie maak. En dan brei jy hom klaar, dan brei jy 3 rye en dan in die middel van die laaste 2 sit jy jou volgende. So jy brei 3 rye en dan maak jy jou gaatjie en jy brei 5 steke en jy maak weer jou gaatjie. So onthou jou gaatjie maak jy deur 2 steke saam te brei en die wol oor te sit. En dan brei jy letterlik tot hy 'n driehoek vorm. Dan sê. En dan jy serp. En ja, dan wat jy doen is elke tweede ry brei jy 2 steke saam. Nou ek hou daarvan dit op my plein, ja, op my kousteekkant, op my plein kant brei ek my 2 steke saam en dan op my averegskant brei ek net deur. En dit is letterlik so eenvoudig. En ja, dan brei jy vir jou 'n driehoek serpie. Nou op die oomblik, ek sien, daar was die Sophie serp en nog klomp ander, en hulle is pragtig, maar my kop is so, hoekom moet jy 'n patroon volg, as jy dit self kan uitpluis vir jouself? Selfde met hierdie trui. B. Mandarins het 'n patroon, the tulip sweater, en hy maak sulke scallops. En dit is pragtig, maar ek het die ding so gekyk en besef, ek kan dit self uitpluis. So, dis my trui, wat ek gemaak het. Maar ja, as jy nie patrone kan uitpluis vir jouself nie, B. Mandarins, tulip sweater, briljant, pragtig, gaande oor daai een. Dit is die brei vir hierdie week. Nou is ek besig om 'n mis te brei. Selfde patroon as die een. Hy het nie die regs en averegs rye nie. Maar ek moes dit eintlik op die punt gedoen het, maar die plan is dat hy moet omrol op die punt. Nou, ek dink as jy hare gehad het, sal die gaatjies werk, maar met die wat ek nie hare het nie, dink ek nie hierdie gaatjies werk so mooi nie. En ek gaan nou begin om te verminder. So wat ek miskien sal doen, hy is lekker warm en sag. Die ding is ook, hier in Suid-Afrika, is dit te warm. Ek weet nie van julle nie, as jy in Johannesburg bly, is dit 'n ander saak. Maar ek is ook oor 'n sekere ouderdom waar ek hardloop warm nou. My termostaat is bietjie, hy's bietjie warm. So, ek wil nie heeldag wol dra nie, wat vir my so hartseer is, want ek is gek oor wol. Dit is, vandat ek kan onthou, is dit die ding, nee, miskien toe ek klein was, het ek nie van die krap gehou nie, maar ek onthou, so 19, toe ek gebrei het vir 'n winkel in Leidenburg in die Oos-Kaap, hulle was by die museum, en sy het wol gespin, daar was 'n program om mense op te lig, wat hulle mense geleer, die vrouens geleer spin en weef het, en ek het daar so die vrouens, en brei, ek het die vrouens geleer brei saam met haar, ek was 19, ek was net klaar met skool, en daar so het ek toe vir haar gebrei, jy sal nie glo nie, ek het vir R50 'n trui gebrei, kan ons nie glo, ek was so desperaat om met goeie wol te brei, dat ek bereid was om vir R50 'n trui, het was basies, ek het 2 weke aan 'n trui gebrei, in elk geval, dit is 'n ander storie vir 'n ander tyd, maar, vandat ek daai wol in my hande gehad het, was dit verby. Ek wou nie meer met gewone wol brei nie. Ek wou nie meer met akriliese wol brei nie. So, ja, nou het ek 'n probleem. Maar in elk geval, ek hardloop nou rond oralste. So wat ek gedink het is, om net 'n plein kousteek aan die binnekant te brei met 'n dun wol. Ek het hier so 'n dun Shetland, maar hy gaan my kop daar krap. So ek kan dalk op my spinwiel vir my 'n dun wol spin, en dan kousteek aan die binnekant, so tel hom op daar so waar hy begin rol, tel die steke op en brei kousteek aan die binnekant, sodat hy dubbellaag is. Nou toe ek in Amerika was dit nodig, maar hier in Suid-Afrika vind ek dis nie heeltemal nodig om sulke dik goed te hê nie. So ja, ek besluit nog of ek hom gaan klaarmaak. Maar ek hou van die idee, dit lyk so cute, ek hou baie van die idee. Ek hou van dat hy nie 'n ribbing het nie, dat hy nie 'n rib het nie, dat hy net oprol. En ja, miskien maak ek hom klaar en dra hom, maar ek sal nog besluit. So ja, dit is wat ek aan gebrei het hierdie week. Ek was heeltemal loyaal tot net een projek, wat nogal
nogal indrukwekkend is, want my ADHD kop, ek wil 'n klomp goed op 'n keer doen. Maar hierdie week, ek dink omdat ek so besig was daar nie regtig tyd om nuwe goed te begin nie. En ek het iets gesoek wat ek net kan brei, het ek nie hoef te dink nie. En al my ander projekte is nou op die punt waar ek moet dink. So, dis nou waar ek is. Dan, toe ons in die waterfront was, is daar die Wedgwood winkel. Oh, mense, julle moet dit sien. En ek het hierdie papier gekoop. Dis 'n geskenkpapier. Is dit nie die mooiste papier nie? Jo, ek sal van hou om hierdie plek met so muurpapier te sit. Maar wat ek dink is, ek weet nog nie, ek dink ek gaan hom dalk op 'n lap plak, of ek gaan hom net met kleefplastiek bo plak. Ek het 'n groot wit bord daar wat ek op skryf, en ek doen al my droom, dis my droombord. En ek het baie mense hier in en uit, want ek doen ondersteuning vir mense wat hulle besighede bou, so daar's baie keer mense in en uit, en dan wil ek nie my droombord dat almal dit sien nie, so ek dink ek gaan hom maak dat ek hom daar kan vassit met magnete, wanneer daar mense is wat hier inkom. Dan het ek gedink, ek gaan vandag met julle praat oor 'n paar van die goeders wat ek deur die jare gebrei het. So kom ons begin met hierdie serp. Hierdie was so 'n interessante patroon. Ek het 'n toetsbrei gedoen vir 'n vriendin. Ons het op Instagram ontmoet. Hy moet bietjie geblok word, maar ag, dit is so mooi. Sy noem dit die Dolomiti wrap. En dit is so interessant, jy brei hom van die middel af. So jy begin en jy brei hom uit, tot jy op die punt kom, en dan elke kort herhaal die patroon, dan bietjie geblok word, want daai moet eintlik sulke punte maak. En dan tel jy daai steke op, en dan brei jy dieselfde patroon na die ander kant toe, en wat ek gaande is vir hierdie een, is hoe groot hy is. En elke keer as ek hom aan het, hierdie het ek gebrei met het was 'n L-wol, ek dink hy het 20% wol ingehaat, en die res was ek sinteties, en ek hou baie van hom. Wat ek van hom hou is, hy maak nie donsies nie, hy het so bietjie van 'n fluff, maar nie te erg nie, en hy dra lekker, en hy krap glad nie. En dit is nogal 'n ding wat ek ook besig is om te leer, is, ek soek goed met 'n bietjie van 'n wol inhoud, maar omdat Suid-Afrika is nie Amerika of Engeland nie, kan ek nie altyd 100% wol hier dra, tensy dit lekker dun wol is nie. So hierdie ene werk lekker, hy hou die wind uit, en hy's warm, en ek hou van hoe groot hy is, hy's regtig lekker groot. As ek hom geblok het, is hy omtrent, miskien 'n half meter langer, maar soos jy kan sien, hierdie is dubbel, kyk hoe lank is hy. So haar naam is Mina Sorvala, en jy kan haar kontak by minasorvala@gmail.com, as jy hierdie ding wil brei, en sy is op Ravelry, ek is nie op Ravelry nie. 'n paar jaar terug was daar was 'n klomp goed aan die gang, en Ravelry het begin polities raak. Dit was so nee, ek wil nie, ek sien lus hiervoor nie, so ek het afgeklim. Maar, miskien as jy op Ravelry is, kan jy daar gaan kyk vir patrone. En ook die ander ding is, ek brei die patrone uit my kop uit, so, ek het nie regtig Ravelry nodig nie. Dan, ook op Instagram, het ek gesien, daar was 'n testknit, en hierdie wol, het my vriendin van Amerika nog vir my gestuur. Dit is 70% wol en 30% sinteties. En hierdie is die Foot Ruffle Socks by Aurelia Seaton. En dit is regtig die oulikste patroon. Ek weet nie of jy mooi kan sien nie. Daar is hy. Nou hierdie het ek oorspronklik gebrei, ons moes net een gebrei gehad het, en dan kon ons, voor die toets en dit brei klaar was, en ek het een gebrei, en ek het die verkeerde grootte gebrei gehad. So ek het hulle op die ouend losgetrek, en van vooraf gebrei, en nou is dit een van die kouse in my kas, wat ek het net 2 pare bandgebreide kouse, ek is besig met paar nommer 3, want ek hou aan om die goed weg te gee. Maar kyk hoe mooi is dit. Jy moet dit sien as dit aan is, dit maak so die mooiste patroontjie. So ek hou daarvan om hulle saam met my Birkenstocks te dra. Dit dra so lekker. En dan, hierdie is 'n gratis patroon. Ek kan nie onthou waar ek hom gekry nie. Ek dink dit was op Pinterest. Ek het ingesit gratis patrone vir handskoene, vir mittens, en dis wat opgekom het. En ek het 'n paar gebrei. Hierdie wol het 'n vriendin van my van Noorwe af vir my gebring. Dis Sanders Garn, die dun een. Ek kan nie onthou wat sy naam is nie. Ek het vir my vriendin daai ene gebrei, daai onderste een.
En vir my het ek toe daai boonste een gebrei. En al wat jy kry is hierdie patroon. So jy volg letterlik net wat hulle sê, en elke ry trek ek hom dood soos ek hom brei, en dis die handskoen. En ek het op die ou ende toe vir my 'n rib gegee, en ja, ek is gaande hieroor. Ek dra hulle baie. Dit is regtig vir my so mooi. Ek hou van die geometriese patroon wat daar vorm, en hulle is lekker warm, al is hulle dun. Nou, as ek oor see gebly het, sou ek hulle net met stocking knit, net met kousteek aan die binnekant, dieselfde mitten gebruik het, dat hy dubbel is. En miskien met 'n fyner naald, maar hierso is hy warm genoeg. Vrydag toe ons gaan swem het, was ek so koud, en ek het hulle aangetrek voor ons gery het, en dit was heerlik warm. Dan het ek hierdie 2 mantels, en ek gebruik hulle ook as serpe. Nou wat ek doen is, en ek het dit al vir julle vertel, as ek op plekke is, dan koop ek wol, en dan gebruik ek dit, waar ander mense goedjies koop wat hulle in hulle huise sit, ek koop wol, want dan kan ek hulle brei, en hulle dra, en onthou van die plek. Nou my vriendin is in Omaha in Nebraska, en terwyl ek daar was daar hierdie een wolplek, wat sy het vir my chow needles naalde gekoop daar, en so ek probeer hulle altyd ondersteun, maar hulle was aan die ander kant van die stad, en ons het een dag gaan ontbyt eet, en terwyl ons daar is, toe stap ek in die winkeltjie in, toe het hulle hierdie, en dit is sy, ek dink dit is 20% sy, 70% merino en 10% viskose. En hierdie patroon het ek ook opgemaak soos ek gegaan het. Ek hou van daai patroon. Is basies, jy brei 2 saam, en dan gaan jy met jou garing oor die naald. Hierdie duisiekies hou ek ook van altyd, maar waar jy hom gewoonlik op 'n kousteek maak, het ek hom net op 'n een regs, een averegs strook gemaak. En hy dra, hy is so lekker. En wat ek van hom hou is, ek kan hom omsit, en hom oorvat. Oomblik is ek bietjie vet, maar gewoonlik kan ek reg rondom gaan, en dan bly hy in sy plek. Dan het ek hierdie een gebrei. Nou hierdie is jou standaard mantelpatroon. So wat jy doen is, jy letterlik vermeerder net in die middel, en dan vermeerder jy 2 op die kant, aan al 2 kante. En ja, dan brei jy vir jou hierdie driehoek. En dit was daar gewone kousvol, wat jy oral te kry, wat klaar gekleer is met al die verskillende kleure, en dit maak streepies soos wat jy brei. En toe het ek hierdie patroon reg rondom gebrei. So jy brei hom, en jy tel net steke op soos jy gaan, en dit maak 'n pragtige kantrand. Ek dink ek het op die internet gaan soek, gebreide kante, en dit het opgekom. En hierdie grys ek het die grys in hierdie wol, het ek aanhou uitbreek, en op die oomblik het ek, jy weet as jy het spoeg, en dan rol jy dit, en dan sit dit vas, ek het dit gedoen, en die wol net aan mekaar vastgesit, en dis ek die grys rand gekry het, en ek het 2 bolle gebruik, het was al 200 gram wol, en ek dink daar was 300 meter per bol, en ja, dit is ook 'n geliefkoeste een. Hierdie wat ek van hou, is hy hou my skouers warm. Nou baie keer as ek sit, ek doen naaldwerk vir mense, en vir myself, en vir my besigheid, een van my baie werke, en dan raak my rug koud. So hierdie ene werk regtig goed daarvoor. Dit is my toebehore, wat ek by my gewone klere het, en ek dra hulle almal. Hierdie een, ek hou baie van hom, maar ek is nie seker ek gaan hom dra nie. So ek sit en dink om hom dalk, ek het 3 bolle, en so daar is daai, wat nou al so ver is met die bietjie van hierdie, of die meer as derde van hierdie wat oor was, wat ek so ver al gebrei het, en daar is nog 'n bol oor. So wat ek dink is om 'n rolnek kort poncho te brei, so lank as wat ek kan, en dan met miskien 'n kort ry vermeerdering, die skouers te vorm, en om dan sommer in die ronde te brei, tot hy so lank as wat die wol hou, met dieselfde patroon, want ek dink ek sal dit meer dra, as wat ek hierdie aparte dele gaan dra, want wat oor is van hierdie, het ek gedink om vingerlose mittens te brei, of handskoene te brei, maar ek weet nie of ek dit sal dra nie, want deesdae raak my vingers koud, en as ek geswem het veral, want ons gaan elke week, dan raak my vingers baie koud. So, dit is al die breiwerk hierdie week, en ek weet nie wat julle gedoen het hierdie week nie, ek sal graag wil hoor, vertel my in die wat word comments genoem? Ek is baie dankie vir die persoon wat vir my al die regte Afrikaanse woorde gegee het, ek waardeer dit ongelooflik. So, kan jy asseblief my vertel, wat is die Afrikaans vir comments?
Ons kan dit opsoek. O nee, ek kan nie, my foon is daar. Ok, wat is Afrikaans vir comments? Dat ons dit kan insit, en ja, gesels met my, ek is gek daaroor om met mense oor brei te gesels, en daar is regtig nie baie Afrikaanse mense wat ek ken wat brei nie. My een vriendin, dankie, sy het gesubscribe, wat subscribe in Afrikaans? Ek gaan dit maar net sê, sy het gesubscribe, baie dankie, ek waardeer jou ongelooflik, nou sy brei ook, maar sy is meer 'n hekel in, en dit is basies wie ek ken. Vertel vir my wat jy brei, vertel vir my waarmee jy besig is, en vertel vir my waar in Suid-Afrika jy bly. En as jy oor see is, en net 'n Afrikaanse woord wil hoor, welkom hierso. Ek sien julle in die volgende een, heel moontlik volgende Sondag. Sien julle weer, tata!